Weer eens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer goed met u, dat die woord van die Here en die waarheid in sy woord vir u steeds baie kosbaar en baie belangrik is. Nou ons leef in die laaste dae, ons leef in 'n tyd van groot misleiding en in vandag se video gaan ons kyk na die eerste seël, die ruiter op die wit perd van Openbaring 6. Nou die belangrike vraag is dit die anti-kris wat hier sy verskyning maak aan die begin van die 7 jaar? Wel, die pre-tribuleraar sê dit is die anti-kris en omdat hy in die begin van die 7 jaar verskyn, kan die kerk nie hier wees nie. So daar gaan 'n pre-tribulation rapture wees wat nie in die woord van die Here voorkom nie. Die skrifte moet uit konteks gebruik word om so 'n siening te probeer staaf. Nou ek gaan vir 'n paar videoklips vandag speel. Ons gaan al hierdie video's beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou ja, hierdie is my geliefde skrifgedeelte 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 en daar is soveel misleiding en soveel dwalinge en misleiding en daarom is dit ons werk om hierdie valse leerstellings, wat dit ook al mag wees, aan die lig te bring en dit te weerlê en tereg te wys en so meer. En ek wil dit graag in liefde doen. Daar's baie mense wat glo aan 'n pre-trib rapture omdat hulle bloot uit onkunde, soms dwaal hulle daaroor en wil nie regtig besef dis 'n valse leerstelling nie, maar ons gaan dit vandag vir u uitwys en ek wil sommer reg van die begin af sê, ek is nie hier om populêr te wees nie, ek wil die woord van God in waarheid bring en baie mense hou nie daarvan nie, omdat hulle vashou aan 'n tradisionele leerstelling wat deur oorlewering geleer word deur al die dekades lank. Nou kom ons gaan kyk wat die woord van die Here sê oor hierdie onderwerp. Kom ons gaan verstaan eers wat is die eerste 4 seëls wat in die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar gaan plaasvind. Nou goed, ons moet verstaan wat die eerste 4 seëls is. Dit is beslis nie die wraakoordele van God nie. Hierdie is die begin van smarte, net soos Jesus Christus dit verduidelik het in Matteus 24. Matteus 24 en Openbaring 6 kan jy gaan kyk, dis dieselfde weergawe wat Jesus gee en wat hy ook in Johannes in Openbaring 6 gee. So hierdie is die geboortepyne, dit is nie God se oordele nie en die kerk, die pre-tribuleraars glo dat al die seëls is God se oordele wat nie die geval is nie. So kom ons gaan kyk na die eerste skrifgedeelte. Nou Openbaring 6 vers 1 en 2 sê vir ons die volgende en ek het gesien toe die lam een van die seëls oopgemaak het of oopmaak en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Nou hier wil die pre-tribuleraars baie maklik sê, maar dis die anti-kris wat hier verskyn. Dit is absoluut die anti-kris. Maar wat leer Jesus Christus oor hierdie skrifgedeelte? In Matteus 24 vertel Jesus aan sy disippels dieselfde ding, en hy sê wat dit is valse Christusse, dit spreek van misleiding. Kom ons gaan kyk, wat sê Jesus homself. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. So hierdie is absoluut valse Christusse, waarskynlik 'n valse godsdiens, wêreldgodsdiens wat oor die wêreld gaan kom in die begin van die 7 jaar, met baie Christusse in hulle gelowe, en hulle gaan letterlik biljoene mense mislei. En dit is wat hier gaan gebeur. Die anti-kris gaan nie in die begin van die 7 jaar kom en mense mislei nie. Dit is nie wat hy gaan doen nie. En hy gaan ook nie in die begin van die 7 jaar as die anti-kris verskyn nie, maar die vos van Daniël wat die verbond gaan sluit, 'n politieke figuur iewers in die wêreld, wat hierdie covenant gaan bevestig, dit is wat hy gaan doen, en dan in die middel van die 7 jaar, dan vaar Satan in die anti-kris in, of in die mens van sonde, daai persoon, en word hy nou die anti-kris, en dit is wat gaan plaasvind. Maar kom ons gaan kyk, as die anti-kris wel 'n simbool was van die wit perd, kom ons gaan kyk daarna. Nou in die eerste plek, as die anti-kris 'n simbool van die wit perd is, wie ry die ander perde? Met ander woorde, wie ry die tweede perd, spring hy van die wit perd af, klim op die rooi perd, dan op die swart en dan op die vaalperd, word hy gebruik as iemand wat die oordeele van God uitvoer op aarde,
Hoegenaamd glad nie. En dit is wat hierdie mense probeer initieer. Nou, as die anti-kris die res van die ander perde sou ry, dan beteken mos hy is in beheer van die eerste 3,5 jaar. So hy is die persoon wat as die eerste 3,5 jaar sy smarte bring. Dit is hoegenaamd nie die geval nie. Maar dis wat die pre-trib-leraars vir jou wil tuisbring, en hulle glo die anti-kris moet verskyn, want voor dit sal die wegraping plaasvind. Die anti-kris ontvang sy mag van die Satan in die laaste 3,5 jaar. Jy kan dit gelees Openbaring 13:5. Hier ontvang hy mag oor die nasies vir 3,5 jaar, 42 maande. Dis die eerste keer wanneer die anti-kris werklik begin regeer. Nie voor dit nie. Maar kom ons gaan luister wat sê 'n leraar, ek dink sy van is Du Plessis, maar ek praat al om korreksie, maar hy sê die anti-kris se mag in regering is 7 jaar. Ons gaan luister wat hy sê. Sy termyn, die anti-kris se termyn is klaar baie duidelik, net uit hierdie een versie vir ons, behalwe dat dit op baie ander plekke ook duidelik is. Sy termyn is 7 jaar, en dit begin by die groot verdrukking, en dit begin sommer reg in Openbaring, by Openbaring 6 vers 3 sê die Bybel, van hierdie verfoeilike karakter, die anti-kris, hy gaan op 'n wit perd, sê Openbaring 6 vers 3 verskyn. Nou ja, die Bybel sê nêrens dat die anti-kris gaan op 'n wit perd verskyn nie. Dit is nou weer ingevoeg, eisegesis binne in die skrifgedeelte in. Dit sê nêrens dat die anti-kris hier op 'n wit perd gaan verskyn nie. Dit praat van 'n wit perd as 'n simbool van valsheid of misleiding. Want dis wat hierdie mense glo. Hulle draai die skrifte so dit lyk asof dit die waarheid kan wees. En die anti-kris sê hy gaan 7 jaar aan bewind wees. En dan gebruik hulle gewoonlik Daniël 9:27, wat natuurlik praat van die covenant wat gedoen word. Dan sê hulle dis die anti-kris wat dit daar doen, maar ek het nou net vir julle verduidelik wat gaan gebeur, wat die vors van Daniël wat gaan kom, 'n politieke figuur. Maar die anti-kris gaan absoluut vir 42 maande mag ontvang, en hy ontvang sy mag van die draak, wat natuurlik in die middel van die 7 jaar, dan het die hemel, hy en sy engele nadat Michael oorlog gevoer het teen die draak en sy engele hulle oorwin het, dan werp hulle op die aarde neer, en dit is hier wat die draak natuurlik, die Satan, in die anti-kris invaar, Satan in die vlees. Maar daarvan word bittermin gesê in die preke van die eindtyd, maar dis wat gaan gebeur. Nou, dan is dit in die begin van die 7 jaar, wat het gaan plaasvind, sê die man, hy sê volgens Openbaring 6 vers 2 en 3, en hy sê dat die anti-kris op 'n wit perd gaan verskyn, en soos ek reeds gesê het, dit staan nie daar geskrywe nie, maar dit moet ingevoeg word in die skrif. En terloops, die groot verdrukking is nie 7 jaar lank nie, maar as jy Matteus 24 vers 15 tot 22 gaan lees, dan sal jy baie duidelik sien, dat Jesus praat van die groot verdrukking, wat gaan plaasvind na die abomination of desolation, met ander woorde, na die middel van die 7 jaar. In die middel word die tempel ontheilig, en dan sê Jesus, dan sal daar, jy moet gaan luister wat daar staan, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. En baie van die pre-trib-leraars glo die verdrukking is 7 jaar, want hulle lees nie die skrif in konteks nie, want dit moet pas by die pre-trib rapture doktrine. En dis absoluut skokkend. Kom ons gaan luister wat sê Raymond Lombard oor hierdie tyd in die wit perd, die eerste seël. And as he opened the first seal, then he says, I saw a white horse. And we know it's the Antichrist that appears, because Jesus comes on a white horse in Revelation chapter 19. Well, how do I know it's the Antichrist and not Jesus? Yes. Because Jesus opens the scroll. He's in heaven. It's not him on earth sitting on a white horse. So there's He's- going to be 2 white horses. Yes, the one in the beginning and one at the end of the Yeah. 7 years. And he says, and he who sat on it has a bow with an arrow, but look at this. And a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Yeah. That's the Antichrist that will be established on earth. But look at this. You see the bow, but you don't see the arrow. Okay. He hid it. It is hidden. It's going to be war, but he's hiding it, the arrow. And it's a white horse. It comes with peace. I make a peace treaty. Yes.
Nou ja, die antichrist volgens Raymond Lombard is die wit seël wat in die begin van die 7 jaar verskyn, en hy weet dit is die antichrist want Jesus kom op 'n wit perd aan die einde. So die wit perd in die begin kan nie Jesus wees nie. Natuurlik is dit nie Jesus nie. Jesus maak die seels oop en die wit perd het 'n voorstelling, 'n simbool van wat gaan gebeur in die begin van die 7 jaar. Dit gaan begin met misleiding, met valse godsdienste, valse Christusse wat gaan kom. Daarna sal daar oorloë kom en al hierdie ander geboortepyne wat gaan plaasvind. Maar vir hom is die antichrist die wit perd wat verskyn in die begin van die 7 jaar. Nou, hy sê die antichrist gaan homself vestig op die aarde, hy gaan 'n peace treaty maak. Nou, die antichrist, ek sê weer 'n keer, en dis wat baie mense mis, die antichrist gaan nie in die begin van die 7 jaar verskyn na 'n sogenaamde wegraping, en dan gaan hy die wêreld oorneem vir 7 jaar nie. Dit staan nie in die skrifte nie. Maar hulle moet dit daar plaas, omdat hulle dink, die wit perd is natuurlik die antichrist. Kom ons gaan luister wat sê Henko Creer, en jy moet fyn luister wat hy sê, en dit is absoluut maar net weer 'n teken dat die mense nie die Bybel verstaan wat die eindtyd aanbetref nie. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Nou ons weet wanneer die wegraping wanneer die wegraping plaasvind volgens 2 Tessalonisense 2, net daarna gaan die antichrist geopenbaar word. Jy kan dit gaan lees in 2 Tessalonisense 2. En dis wat ek al genoem het dan, dit is die eerste perd van Openbaring, die wit perd, wat dan gaan hardloop. Is die antichrist wat tevoorskyn gaan kom. En ek en jy gaan hom nie sien. As ons weggaan met die wegraping, gaan ons hom nie sien nie. En daar is sommige mense wat glo hulle moet deur die verdrukking gaan. En dit is deel van die misleiding van die eindtyd. As jy weer eens die konteks van die woord vat en jy sien wat God se plan is, dan die groot verdrukking was nie bedoel vir die bruid nie. Nou ja, Henko Creer sê na die wegraping, dis die pre-trib rapture, dan word die antichrist nou geopenbaar, en dan sê hy gelees 2 Tessalonisense 2, en dat ons beskryf hierdie antichrist is die persoon wat op die wit perd, die ruiter op die wit perd is wat gaan verskyn. Dan in die eerste plek, daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie. Dit is klaar nommer 1, dit gaan nie plaasvind nie, en dis waar die misleiding reeds begin. En dan sê hy dat sommige mense wat glo dat hulle deur die verdrukking moet gaan, en dat dit deel is van die eindtyd misleiding. So mense wat glo dat hulle deur die verdrukking moet gaan, is eintlik mislei. Maar Jesus het self gesê, ons gaan verdrukking in hierdie wêreld hê. En dan sê hulle, nee, ons het nou al reeds verdrukking, hierdie eeue heen het ons verdrukking gehad. Hierdie is die wraak van God, dis God se wraak, en dis nie bestem vir die bruid nie. Maar as jy gaan kyk na die eindtyd gebeure, in kronologiese volgorde, dan is die groot verdrukking in die middel van die 7 jaar, na die begin van smarte, dan begin die groot verdrukking, dis vervolging, klipsis. Dis die woordjie vir verdrukking. En dan sal die harpazo plaasvind voor die wraak van God. Die kerk of die bruid as jy wil, is nie bestem vir die wraakoordele van God nie. En dis wat baie van hierdie pre-tribbers nie verstaan nie. Ons is beslis nie bestem vir die oordele, die orgai, die Griekse woord is orgai, wat beteken die hand van God in werking, dis wraakoordele, dis die pla en die skale en so meer. Maar nou ja, dit is absoluut hoe hier mense glo, en hulle bly daarvoor staan, en dit is eintlik baie, baie jammer. Kom ons gaan luister na nog 'n videoklip van Raymond Lombard, waar hy dan praat oor die antichrist wat aan die begin van die 7 jaar kom. Kom ons gaan luister wat hy sê. En eintlik moet 'n mens die vraag vra, kan ons bewys wanneer die antichrist sy verskyning gemaak in die 7 jaar groot verdrukking? Want as ons kan bewys dat hy in die begin van die 7 jaar groot verdrukking sy verskyning kan maak, dan weet ek en jy mos, uit hoofde van die verse, dat die kerk moet weggeneem word voor die antichrist verskyn. Wel, hier staan dit in Daniël hoofstuk 9, wanneer hy praat oor die 70 7-talle, sê in vers 27. En hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week, en dis 'n profetiese week, praat ons van die 7 jaar, die laaste 7 jaar, die groot verdrukking, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op vleuels van gruwels sal daar 'n verwoester wees. So ek en jy kan ons nou baie duidelik sien, dat die antichrist gaan ons in die begin van die 7 jaar groot verdrukking sy opwagting maak. Nou ja, Raymond Lombard, vir hom hy glo absoluut vas dat die antichrist in die begin van die 7 jaar
sy verskyning gaan maak en dan hy sê dit is die 7 jaar groot verdrukking en omdat dit dan die anti-kris in die begin verskyn, moet die kerk weggeneem word voor die groot verdrukking, want hulle glo absoluut die kerk gaan nie wees nie. En dit is die grootste misleiding denkbaar in die eindtyd. Dit gaan nie so wees nie. Die eindtyd, die 7 jaar periode is daar beslis en dit gaan gebeur, maar ons moet onthou wat is die volgorde van gebeure. En hy beskou die wit perd natuurlik ook as die anti-kris. Maar ek wil dit net byvoeg. Geen skrif in die hele woord van God leer van 'n 7 jaar groot verdrukking. Jy het mooi gehoor dat hy sê die laaste 7 jaar, die 7 jaar groot verdrukking. Hy's lief om daardie woordjie te gebruik. Dit staan nie in die Bybel nie. Die groot verdrukking is nie 7 jaar lank nie, maar begin in die middel van die 7 jaar. En dit is dan wanneer dit gaan eindig by die 6de seël. So die verdrukking gaan nie in die 7 jaar, begin van die 7 jaar begin nie, maar in die middel. Maar dis wat Raymond Lombard glo, en hy sê, dan gebruik hy natuurlik Daniël 9:27, waar hy sê die anti-kris sluit 'n verbond met die baie of met wie ook al Israel en die nasies. Hy sê dan maak hy mos sy verskyning in die begin van die 7 jaar groot verdrukking. Nou ek sê weer 'n keer, die vors van Daniël is nog nie die anti-kris nie. Daardie vors is 'n politieke figuur wat in die middel van die 7 jaar geopenbaar word as die mens van sonde. Ek gaan later by geleentheid Openbaring 12 gebruik om die openbaring van die anti-kris te beskryf, en dit is belangrik dat ons die konteks daarvan verstaan. Dan natuurlik, hierdie vors gesê het is nie die anti-kris nie, maar dit gaan ons op 'n latere geleentheid dan bespreek. Kom ons gaan kyk wat sê Dries van As. Die ruiter op die wit perd is die anti-kris en wat is sy mening daaroor? Daar is soveel dinge wat in plek moet kom vir die anti-kris. Hy gaan wel geopenbaar word in hierdie tyd, want die eerste seël word oopgemaak. Hy is die wit perd wat moet hardloop. En ek wil ook net hier sê, die wegraping is nie die sleutel tot die 7 jaar van Jakob se verdrukking nie. Die sleutel tot die 7 jaar van Israel se benoudheid is wanneer Israel met die anti-kris 'n verdrag gaan sluit. En kom ek sê ook sommer hier tussen hakies, al die mense op YouTube en oral, as hulle praat oor hierdie verdrag en as daar net iets gepraat word oor die Palestynë, sê hierdie verdrag gaan wees tussen Israel en die Palestynë. Ek stem nie daarmee saam nie. Nou ja, hy glo absoluut dat die wit perd van Openbaring die eerste seël is en dan word hy geopenbaar aan die begin van die 7 jaar. Die Bybel is duidelik. Hierdie is nie die anti-kris nie. Daar gaan wel 'n verbond gesluit word met die nasies in die begin. Dit gaan absoluut plaas en ons sien baie duidelik al die two-state solution wat al 'n paar keer bespreek was en nog nie werklik gebeur het nie, maar hierdie verbond gaan absoluut gaan oor die verdeling van die grond in Israel. En dit is wat Joël 3 vir ons duidelik sê, hulle het my land verdeel, sê die Here, daarom sal ek die nasies laat aftrek na die dal van Josafat vir die slag van Armageddon, om daar met hulle gerig te hou, omdat hulle my land verdeel het. So hierdie verbond, hierdie verdrag, gaan oor die grondverdeling in Israel. En ons weet dis die Palestynë, ons weet dis Israel wat daar woon, en dit is waaroor hierdie gevegte gaan in Israel. So, dit is nie waar dat die anti-kris as die mens van sonde daardie verdrag met Israel gaan sluit nie, want hy sê, dis wat gaan gebeur, Israel gaan 'n verdrag met die anti-kris sluit. Die Bybel sê duidelik in Daniël 9:27 dat hy, die vors, sal met baie 'n sterk verbond sluit. Anderswoorde, hy gaan met al die nasies. En dis wat ons sien gaan gebeur. Die nasies kom bymekaar elke keer. Ek dink hulle het vir hierdie jaar in 2025 bymekaar gekom en hulle het gepraat oor hierdie two-state solution. Dis wat gaan gebeur. En wanneer dit gebeur, glo ek sal die laaste 7 jaar 'n aanvang neem. Maar dit is mense se opinies, hulle glo absoluut dat die eerste seël is die anti-kris en dan gaan die 7 jaar verdrukking begin. Kom ons gaan luister na 'n dame met die naam van Michelle
Sy is dalk nie bekend baie nie, maar kom ons hoor dat sy sê oor hierdie wit perd op die antichrist, dan gebruik sy 2 Tessalonisense 2 daarvoor. Kom ons luister. God sending a strong delusion. One of the clearest passages comes from 2 Thessalonians, and Paul is writing about the lawless one, which is the Antichrist, also known as the man of sin. 2 Thessalonians 2:11. It says, and for this reason God will send them strong delusion that they should believe the lie. Notice something important here. God allows or sends the delusion. It's saying that God is sending the delusion, and the world will believe the lie. And this is happening in connection with the man of lawlessness, the rider on the white horse. So that is the first seal, where the rider goes out through conquering through deception and false authority and false peace, as mentioned in Daniel 9:27, which that scripture, Daniel 9:27, kicks off Daniel's 70th week, which is the 7-year tribulation, the time of Jacob's trouble. Nou ja, hier verbind sy die eerste seël, die wit perd, met 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8, dat dit praat van misleiding, afvalligheid, the delusion. Nou, hierdie vind plaas in die middel van die 7 jaar, nie in die begin van die 7 jaar nie. Die antichrist gaan sy verskyning maak en geopenbaar word in die middel van die 7 jaar. Wanneer hy in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is, daardie misleiding is heeltemal iets anders. Dis wanneer die antichrist aanbidding eis vir homself en dan die dier se merk implementeer en so meer. Dit is 'n onderwerp op sy eie. Maar sy verbind hierdie seël met die wit perd, die antichrist, wat in die begin gaan kom, delusion en misleiding. Daar gaan wel misleiding wees. Dit is die valse Christusse, valse godsdienste. Daar kom 'n een wêreld godsdienst en dit is 'n werklikheid. Maar dit is sy die punt mis. Sy weet wat sy hoor die klokkie, maar sy weet nie waar presies hang hy nie. En dis waar die probleem is. Hierdie mense praat van 'n 7 jaar groot verdrukking. Jy het gehoor wat sy dit noem daar. Maar die wit perd hier is nie die antichrist nie, maar valse Christusse. Waarskynlik die een wêreld godsdienst. Die antichrist word, soos ek gesê het, reeds in die middel van die 7 jaar by die abomination of desolation geopenbaar. Maar nou ja, dit is die siening van hierdie mense. Hulle glo absoluut die antichrist is die wit perd van Openbaring 6 vers 1, 2 en 3, wat nie die geval is nie. Nou goed, ek gaan afsluit met die volgende. Die wit perd is 'n simbool van groot misleiding, soos Jesus verduidelik het in Matteus 24, naamlik valse Christusse. Dit kan waarskynlik 'n een wêreld godsdienst wees met hulle baie Christusse, want elke godsdienst in die wêreld het maar 'n soort van 'n Messias, en dit is waarvan Jesus praat, en hulle gaan baie mense mislei. Die vors wat die verbond bevestig is nog nie die antichrist nie. Hy word geopenbaar in die middel van die 7 jaar, hy het vir 42 maande lank, het hy mag oor die nasies, nie 7 jaar lank nie. So die wit perd van Openbaring 6 is nie die antichrist wat sy verskyning maak nie. Nog nie, dit sal wel in die middel van die 7 jaar gebeur. Maar dit is wat ek wou sê oor die wit perd, die simbool van die ruiter wat op die wit perd ry. Dis nie die antichrist nie, maar dis wat baie van hierdie mense glo. Tot op 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, mag die Here seën. Totsiens.